Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons leef in 'n tyd waar almal opinies het. As jy op sosiale media rondkyk, hoor jy duisende verskillende stemme wat almal beweer hulle praat namens God. Maar hier is die gevaar, om 'n verdraaide teologie te verkondig, is om 'n verdraaide beeld van God te skilder. Jy kan nie beweer dat jy God werklik ken, maar terselfdertyd 'n valse prentjie van hom glo en versprei nie. Vandag kyk ons na wat dit beteken om God se woord suiwer te hanteer. Ons skrifgedeelte kom uit 2 Timoteus 2 vers 15 wat soos volg lees: Lê jou daarop toe om jou getrouheid aan God te bewys as 'n arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg verkondig. Wanneer ons hierdie woorde histories beskou, sien ons dat die apostel Paulus dit vanuit 'n Romeinse gevangenis aan sy jong helper Timoteus geskryf het. Timoteus was in Efese, 'n stad wat destyds oorgeloop het van valse leraars en vreemde filosofieë. Mense het die skrif verdraai om hulle eie agendas te pas. Paulus gebruik hier spesifieke Griekse terme. Die woord vir reg verkondig beteken letterlik om 'n reguit pad te sny. Dink aan 'n boer wat 'n pyl reguit voor in die grond ploeg, of 'n messelaar wat 'n klip perfek gelyk kap. Paulus sê vir Timoteus, moenie links of regs van die woord, soos wat dit in die skrifte opgeteken staan, afwyk nie. En moet ook nie jou eie opinies daarin lees nie. Moenie die Bybel aanpas by die kultuur van die dag nie. Sny die woord reguit. Om jouself vandag bewustelik aan dwaalleer bloot te stel, is om geestelik roekeloos te wees. Dit is eintlik 'n vorm van rebellie teen God se openbaring van homself. Daarom is dit lewensbelangrik dat ons by predikers inskakel wat die Bybel korrek op 'n konsekwente, grammatikaal-historiese wyse vertolk. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. God verander nie en sy woord ook nie. Die Bybel is die finale maatstaf waaraan ons elke lering moet meet. As 'n boodskap nie ooreenstem met die hele raadsplan van God nie, moet ons dit verwerp. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u heilige woord wat vir ons 'n lig en 'n riglyn is. Here, bewaar ons harte en ons verstand van dinge wat u karakter verdraai. Gee ons die wysheid en die onderskeidingsvermoë om die waarheid van die leuen te skei. Help ons om getroue arbeiders te wees wat u woord reguit sny en reg verkondig. Ons bid vir ons gemeentes en ons leraars dat hulle gehoorsaam sal bly aan u waarheid alleen. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.